Episode 3: Die eiland kyk in stilte. Ten spyte van die byna 38 jaar wat hy agter die blad het, het Lucien Marais beweeg met die ritme van iemand 10 jaar jonger. Breë skouers en soepel bewegings het instinktiewe presisie verraai, asof die landskap hom reeds lank voor sy aankoms onthou het. Mense het hom opgemerk, al kon min verduidelik hoekom. Miskien was dit die manier waarop sy gelaatstrekke aan die lewe kom wanneer hy glimlag, of die donker dieptes van sy oë wat swaar dra aan geheime verhale net onder die oppervlak. Madame Celestine het hom nie vir sy charme gekies nie. Sy het hom gekies omdat die kaart na hom geroep het en omdat hy haar kleinseun was. Daardie waarheid, dekades lank begrawe, het 'n paar dae gelede na vore gekom toe sy die laaste fragment van 'n vergete kaart aan hom oorhandig het en gefluister het oor iemand, sy op die eiland. Dit het ook gehelp dat hy 'n besonderse vaardigheidsstel gehad het. Lucien het nie meer vrae gevra nie, nog nie. Nadat Lucien vertrek het, het Madame Celestine na die katamaran teruggekeer. Sy, kaptein Sloane en die res van die bemanning sou daar bly vir die volgende 2 dae terwyl Lucien verkenning doen. Daarna sou die kommandeur hulle kom haal. Vir 2 dae het Lucien alleen langs die kuslyn gestap. Hy het die geboue lyn van die strand gevolg, op soek na patrone in die landskap, in die wind, in homself, waargeneem, geskets, onthou. Hy het stil teruggekeer na die Aurora in die nag op dieselfde manier as wat hy vertrek het daardie aand toe hy begin besef het dat hierdie eilandmissie anders was as die vorige opdragte. Omdat Lucien 'n man van presisie was en bekend daarvoor dat hy dinge gedoen kry, was Madame Celestine nie verbaas om hom die volgende oggend te sien nie, maar sy het wel 'n stil dankgebedjie opgestuur na bo. Die vaartuig Aurora het soos 'n wit swaan op die glashelder gladde water gedryf. Lucien het 'n kort rukkie by kaptein Sloane gestaan terwyl klein bootjies weer in die baai neergelaat is. Minute later het hy aan wal gestap, met Madame Celestine aan sy sy en die meeste van die bemanning. Die bemanning het min van die eiland geweet, net dat daar 'n plek was om te bly en dat hulle reis na die ooste sou voortgaan, een of ander tyd. Op die sand het 'n lang man met 'n gesaghebende stilte gestaan. Hy het 'n ruwe gesig gehad, so gemaak deur wind en tyd, en 'n ken met skerp hoeke, asof dit so gebytel is. Sy stem, toe hy praat, was diep en grof, maar vreemd stil, en juis daarom des te meer gesaghebend. Mense het hom die kommandeur genoem, al kon niemand regtig sê hoekom nie. Hy het geen indikasie van rang gedra nie, geen militêre bevel gegee nie, tog was hy bekend, en amper niemand het sy regte naam geken nie. Plaaslike werkers, stil en vinnig, het die bagasie teen die pad op na 'n gerestoreerde navorsingsfasiliteit naby die rand van die woud gedra. Die gebou was modern, met kamoufleertoerusting en sonpanele tussen die bome, sy teenwoordigheid onopmerklik, maar doelgerig. Lucien se kamer was op die 2de vloer met 'n uitsig oor die baai. Hy het 'n foto geneem van die uitsig, vir ingeval, en toe, amper instinktief, potlood en papier nader getrek. Dit was onwaarskynlik dat hy 'n fisieke kaart sou nodig hê van die huidige omgewing, maar op die eilande soos die, raak tegnologie dikwels stom. Hy draai weg en sien sy refleksie in die spieël. Sy gesig dra die tekens van oorlewing en doelgerigtheid, maar nie van oorgawe nie. Wat hierdie eiland ook al van hom vereis, dit sou nie maklik wees nie, veral nie die waarheid oor haar nie, die misterieuse sy, waarvan Madame Celestine gepraat het. Voorheen het dit hom nie gepla nie, maar nou, sedert die familieband duidelik geword het, wonder hy. Was dit sy moeder? Was dit iemand anders? Lucien weet nie meer nie, hy moes gefokus bly. Die taak was al ingewikkeld genoeg sonder om dit nou te probeer oplos. Alles op sy tyd. Hy het stadig begin uitpak, sy ouma se briefie tussen sy notaboeke en die oorlewingspak gerus wat sy aangedring het hy moes saamneem. In plaas van 'n swaard soos in ou verhale, het hy 'n verweerde gevegsmes gedra. Nie vir geweld nie, maar gereedheid. Celestine het gesê daar moes geen onnodige konflik wees nie. Lucien het geen rede gesien om dit te verwag nie, selfs na sy verkenningstog. Maar hy het ook geleer om nooit maklike eerste indrukke te vertrou nie. Sy hande het oor die hoek van die kaart wat hulle hierheen gebring het geaarsel. Die ink was oud, maar duidelik genoeg, asof tyd bewaar het wat intensie vereis het. Hy het nie veel gepraat sedert daardie nag op die strand nie. Die laaste fragment, gevorm soos 'n sekelmaan en verweer aan die rand, het so presies ingepas, en die kaart het meer geword as net 'n rigtingwyser. Dit het 'n tyd aangedui, 'n maanfase. Hy vou die kaart sorgvuldig op, die gewigtigheid van die stukkie leer se betekenis druk teen sy handpalms. Onder hom het stemme verskuif. Die kommandeur het teruggekeer. Lucien was seker die man het niks van sy 2 dae se verkenning geweet nie. Tog was versigtigheid nie onderhandelbaar nie.
Hy kyk weer uit deur die venster. Die man wat hulle die kommandeer noem het vir 'n oomblik na bo gekyk en Lucien se blik ontmoet. Geen knik nie, geen gebaar nie, net 'n uitruiling wat soos 'n waarskuwing gevoel het, of 'n uitnodiging na iets veel ouer as albei van hulle. Van sy venster kon Lucien nog steeds die Aurora sien wieg. Verder weg, vervaag in middagmis, was silhouette van ander skepe, sommige vasgemeer, sommige geanker, drywend. Regs verby die bome en die voorraaddepot het 'n ry sandduine gestrek soos 'n eiesoortige ekko van iets antieks. Stil, waarnemend. Lucien het dit nog nie geweet nie, maar die eiland het hom reeds begin raak sien. Onder alle brande in die donker diepte van die